Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? My preek se titel vanoggend is Op pad Jerusalem toe. En die rede hoekom ek hierdie titel gekies het, die Heilige Gees het op my hart gesit, is want oor 3 weke het ons Tetelestai naweek. Dit is ons Paasnaweek. Amen. Ja. En kan ek dit vra, julle moet hard hande klap, nê? Weet julle hoekom? Want hy rekord nou en ons gaan dit op YouTube sit en partykeer hoor julle nie die hande klap op YouTube nie. So dan lyk dit bietjie snaaks. So julle moet hard hande klap sodat die mense wat kyk op YouTube en op Facebook kan weet dat ons as 'n gemeente is opgewonde. Ons is opgewonde vir Paasnaweek. Dit is yes, dankie. Okay. Amen. Ons is opgewonde. En dis die grootste naweek in ons Christelike kalender, die grootste naweek van die jaar. En hierdie jaar gaan ons groot. Ons het 'n hele naweek daarvan gemaak. Waar ons as gemeente gaan bymekaar kom. Ons gaan Vrydag bymekaar kom, Vrydagoggend, Vrydag aand, ons gaan Saterdag aand bymekaar kom en dan Sondag met die opstandingsdiens gaan ons bymekaar kom. En die doel van dit is net om die naam van Jesus groot te maak. Amen. Maar ons is 3 weke van die Tetelestai naweek af, of 2 weke moet ek sê, die derde, dis soos die 3 dae, jy weet, het Jesus op die 3de dag opgestaan. Maar, vandag praat ek oor op pad Jerusalem toe. Wat het gebeur op pad Jerusalem toe? Volgende naweek is Palmsondag. Palmsondag is die Sondag wanneer Jesus in Jerusalem aangekom het. So ek wil opbouing, 'n verwagting skep vir Tetelestai naweek, en dis hoekom ek gekies het op pad Jerusalem toe. En ek wil hê julle moet saam met my julle Bybels oopmaak, en julle is welkom om na die boek van Matteus toe te gaan, in Matteus 16. En ek lees vanaf vers 13. Hy sê die volgende, hy sê, toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Net daar waar jy sit, sluit jou oë, kom ons bid saam. Here, ek sê vir U dankie vir die woord, dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom en kan weet, dat wanneer ons die woord lees, dan lees ons nie net 'n oue teks nie, maar dis 'n lewendige woord. Here, en ons is ontvanklik vanoggend vir die boodskap wat U vir ons wil gee. Maak ons harte oop, maak ons gereed om te ontvang dit wat U wil deel in Jesus naam. Amen. So Jesus kom na sy disippels toe in hierdie stuk en hy vra vir hulle die volgende vraag. Hy vra, wie sê die mense? Daai mense saam met wie julle tyd spandeer. Wat is hulle opinie van my? En hulle antwoord. Sommige sê Johannes die Doper, ander sê Elia, ander sê Jeremia, ander sê net sommer een van die profete. En dan vra Jesus vir hulle die vraag, maar julle, wie sê julle is ek? Die eerste ding wat ek wil sê vanoggend is, die openbaring van Christus is 'n persoonlike openbaring. Né? Want hy vra die vraag, hy onderskei
tussen 'n publieke opinie en dan persoonlike oortuiging. Want hy sê, wat sê die mense? Okay, maar ongeag daarvan, wat sê jy? En vanoggend glo ek, Jesus vra vir elke een van ons dieselfde vraag. Wie sê jy is ek? Gaan jy luister vir die opinie van mense in die wêreld? Want as jy gaan kyk na wat die wêreld sê, dit is dalk nie presies dieselfde antwoorde wat die disippels gegee het nie, maar dis tog nog steeds dieselfde. Daar's soveel opinies van wie Jesus was en wie Jesus is. Sommige mense sê hy is 'n profeet, ander mense sê hy is 'n gestalte figuur van die geskiedenis, ander sê hy was 'n goeie leraar gewees, 'n rabbi. Baie mense het baie dinge te sê oor Jesus, né? Maar hy kom staan stil vanoggend by jou. Dis 'n persoonlike ding. Nika, jy kan na die volgende slide toe gaan daarso. Gaan aan. Die openbaring van Christus is 'n persoonlike openbaring. Hy kom staan stil vanoggend by jou. Nie net die persoon langs aan jou nie, by jou. En hy kom vra vir jou die vraag, wie sê jy is ek? As hy maar net 'n mens is, as dit die waarheid is, as die mense se opinies die waarheid is, dat hy 'n profeet is, of dat hy 'n goeie leraar was, dan is daar nie 'n punt vir my en vir jou om hom te volg nie. Want hy's net 'n mens. Hy's net 'n mens. Nou, daar's nie een mens in hierdie wêreld, hierdie gebroke sondige wêreld, wat ek en jy ten volle volg nie. Né? Want mense is sondaars. Mense het gesondig, hulle val kort. Romeine, ons noem dit baie deesdae, hy sê, almal het gesondig. All have sinned and fallen short of the glory of God. En as Jesus in daai kategorie val, is daar nie 'n punt vir my en vir jou om hom te volg nie. Né? As die mense opinie waar is, maar hy kom vra vir jou, ten spyte van die mense se opinie, wie sê jy is ek? En dan kom Petrus se antwoord, waar hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou daai titel, Christus, is die Hebreëse woord Mashiach, waar ons die woord Messias vandaan kom, wat beteken the anointed one. Nee? Nou vir 'n Jood daai tyd het die woord Messias bitter baie betekenis in. Daar was baie profeseë oor wie hierdie Messias sou wees, hoe hy sou lyk, wat hy sou doen in die Ou Testament, wat almal van hulle sou geken. En Petrus erken hom as die Messias, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom die volgende, hy sê, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona. Want dit is nie mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou Nika, jy kan na die volgende slide toe gaan daarso. Want 'n openbaring van wie Jesus is, kom van God af. Nie van mens nie. En ek wil hê julle moet snap wat ek sê hierso, want dit is asof hy kom sê, well done, Petrus. Well done. Want jy het nie geluister na die mense opinie nie. Want die dinge wat die mense sê, het nie die inhoud wat ek vir jou het nie. Die openbaring wat ek vir jou het nie. Die openbaring wat God vir jou het nie. Want die openbaring van God oor Jesus is dat hy die Messias is. En 'n mens kan dit nie vir jou sê nie. Amen. 'n Mens, die vlees, kan dit nie openbaar nie. Daai openbaring kom van God af. So ek vra jou weer volgende. Wie is Jesus? Wie is Jesus vir jou? Dit is onmoontlik om te weet wie Christus is sonder 'n goddelike openbaring. 1 Korintiërs 12 vers 3, Nika, jy kan hom opsit daar vir ons, sê die volgende, hy sê, daarom wil ek hê, Paulus skryf hierso, hy sê, daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees.
Nou ek wil gou fokus op daai statement wat hy maak daarso. Hy sê niemand kan sê. Dit is onmoontlik vir jou om te kan sê Jesus is Here nie. Nou, hy praat nie hier van net die woorde nie. Enigiemand kan die woorde sê. Wat hy praat van is om die waarheid van daai stelling te snap. Om dit te sê en dit te glo van binne af. Hy sê dit is onmoontlik vir jou en vir my om dit te sê. Dit is onmoontlik vir my om jou om dit te besef en om dit te glo behalwe deur die Heilige Gees nie. Want die Vader openbaar wie Jesus Christus is aan ons deur die Heilige Gees. Die woord vir gelukkig, want dit is wat Jesus vir Petrus sê. Hy sê gelukkig is jy, Simon Barjona. Die woord vir gelukkig is die Griekse woord makarios. En dit beteken supremely blessed. Dis die letterlike vertaling van daai woord. Supremely blessed. Met ander woorde, die hoogste vorm van blessing is op jou, Simon Barjona. Hoekom? Want jy het die openbaring van God ontvang. Dink 'n bietjie daaraan. As jy dink aan blessing, baie keer dan dink ons aan finansies, ons dink aan aardse besittings, ons dink aan guns, ons dink aan al daai goed, en daai goed is deel van wat blessing is, maar die ultimate blessing wat 'n mens op hierdie aarde kan ontvang, is die openbaring van wie Jesus is. Met ander woorde, jy kan nie hierdie openbaring erf nie. Nee? Ek is 'n Christen want my ma was 'n Christen en my pa was 'n Christen en alle ouers was 'n Christen. Dis nie hoekom jy 'n Christen is nie. Dis nie hoekom jy 'n volgeling van Jesus is nie. Jy's 'n volgeling van Jesus want God het iewerste op 'n dag deur die Heilige Gees aan jou openbaar wie Jesus Christus is. En jy het gekies om dit te glo. Jy het gekies om dit te vat bo die opinie van mense. Jy het gekies om dit te vat bo wat die vyand vir jou draai sê. Te sê Jesus is nie net 'n mens of 'n profeet nie. Alhoewel hy 'n mens was en hy was 'n goeie leraar ook gewees. Maar hy is meer as dit. Hy is die Christus, die seun van die lewende God. Jy kan nie hierdie vraag uitkontrakteer nie. Ek het hierdie woord spesifiek gekies want partykeer wil ons dit doen. Ons wil iemand anders te stuur om dit vir ons te handle. Ek wil hê, ek kom weer terug. Hy staan by jou stil. Volgend. Quintus, kan ons hierdie monitors dalk mute? Is hulle gemute? Okay. Want ek hoor die hele tyd 'n ekko, maar dis okay. Maar hy staan by jou stil vanoggend. Né? Jy kan nie iemand anders te stuur om namens jou hierdie vraag te beantwoord nie. Hy staan by jou stil en hy sê vir jou, wie sê jy is ek? Gaan jy die openbaring van die Vader aanvaar? Of gaan jy dit verwerp? Gaan jy die opinie van God vat bo die opinie van mense, of gaan jy maar mense volg? Dis elke een van ons wat hierso staan, wat moet antwoord en wat moet sê. Die skrif gaan dan aan in Matteus 16, vanaf vers 21 tot 23, hy sê, van toe af, nou dit is direk nadat hierdie openbaring vir Petrus gegee is, en direk na hierdie goed gebeur die volgende, van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Volgende. Petrus. Wie? Petrus. Wie is Petrus? Die ou wat nou net die openbaring ontvang het. Né? Het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God het verhoed, Here. Dit sal beslis met u nie gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gegaan, of gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mens wil hê.
Hier is die tweede ding wat ek wil kom vasmaak vanoggend, is Jesus definieer sy bestemming. Hy definieer sy wil. Want hy sê daarso vir Petrus, jy dink aan dit wat mense wil hê en nie wat God wil hê nie. Maar die skrif sê, hy maak dit duidelik aan sy disippels. Hy het dit duidelik gemaak aan hulle, ek is op pad Jerusalem toe. Sien, na openbaring, nadat ons die openbaring van wie Jesus van die Vader ontvang het, dan maak hy aan jou bekend sy wil, wat hy wil hê. Né? En dan sê hy vir jou, hoekom maak hy dit bekend? Want hy wil hê jy moet saam met hom gaan. Amen. So hy sê, ek is op pad Jerusalem toe. Julle weet nou wie ek is. Petrus het dit nou net gesê. Ek is op pad Jerusalem toe. Hoekom? Want ek moet sterf en ek moet opstaan. Hoekom? Sodat daar redding kan kom vir die wêreld. Dit is die plan van God. Dis die reddingsplan van God. Jerusalem verteenwoordig die wil van God en sy reddingsplan vir hierdie wêreld. Ek is op pad Jerusalem toe. Amen. Maar Petrus kom. Dieselfde Petrus, ek skud my kop, want ek lees dit en ek is soos Petrus, hoe kon jy dit so mis? Hoe kon jy dit so, jy het nou net die openbaring ontvang van die Messias. Wat van geprofeteer is dat hy moet sterf? Wat van geprofeteer is dat hy die sonde van die wêreld op hom sal neem? Hoe kan jy dit so mis? En die Heilige Gees kom praat vir my en sê, is nie net Petrus wat dit mis nie. Baie keer, in jou lewe, in my lewe, sê ons vir die Here, Here, ek erken U as die Messias, ek erken U as die Christus, die Seun van die lewende God. Daai gedeelte is awesome en mooi en ek verklaar dit met my mond soveel ek wil. Ek weet net nie so lekker van U plan nie. Ek weet net nie so lekker van U plan vir my lewe nie. Hierdie is die Christus, 100%. En ek sal dit verklaar en ek sal dit sê, maar is U seker van U plan vir my lewe? Doen ons dit nie? Waar ons eie wil volg in plaas van sy wil? Ons het nou net die openbaring gehad van wie hy is. En dan wil ons vir hom kom sê, nee, U plan is nie goed genoeg nie. En wat sê Jesus vir hom? Hy noem hom Satan. Jy kan nie dit sê nie. Nee, jy kan nie dit, nie in 2026 nie. Ek dink as Jesus op die aarde sou wees, sou Petrus vir hom sê, jy kan nie dit sê nie. Maar hy noem hom die Satan. Hoekom? Want wanneer ons teen die wil van God staan, dan staan ons saam met die vyand teen die Here. Jesus sê op 'n ander plek, dan sê hy, wie nie vir my is nie, is teen my. Amen. Met ander woorde, as jy nie sy wil volg nie, en as jy nie in sy weë wandel nie, en volgens sy woord en sy wil leef nie, dan leef jy volgens die wil van die vyand. Jesus se wil is Jerusalem. Hy moet Jerusalem toe gaan, want dis die redding vir die wêreld. Wat is die vyand se wil? Dat dit nie moet gebeur nie. Want hy weet as dit gebeur, dan is daar redding vir mense beskikbaar. Dan is daar genesing vir mense beskikbaar. Dan is daar vrymaking vir mense beskikbaar. En die vyand haat dit. Die vyand se wil vir jou siel, vir jou gees en vir jou liggaam is om vernietig te word en in die hel gegooi te word vir ewig en ewig. En hy sal enige iets doen om jou soontoe te sleep. Dis sy wil. En toe Petrus opstaan en sê, mag u nie Jerusalem toe gaan nie. Toe sê hy in effek, mag u nie vir die sonde van die mense sterf nie, mag u nie vir mense doodgaan en opstaan uit die doodheid, dat daar vergifnis is vir sonde nie, mag daar nie meer genesings wees nie, mag daar nie meer vryspreking wees nie. Dis wat Petrus sê, en Jesus sê, daai is 'n demoniese gedagte. En hy korrekteer vir Petrus. In liefde korrekteer hy hom en sê, hey, jy verstaan nie. Jy weet wie ek is, Petrus. Jy is supremely blessed. Jy is meer geseënd as baie mense. Hoekom? Want God het aan jou openbaar wie ek is, Petrus. Hoekom wil jy my net nie volg nie? Vertrou my. Dis die tweede ding wat die Here kom sê volgende, is vertrou my, om te weet,
die plan wat ek het vir jou is beter as wat jy ooit sal kan dink. Al is dit ongemaklik, al is dit partykeer seer, al lyk dit partykeer asof dit nie gaan uitwerk nie, weet dat sy wil vir jou lewe is beter as jou eie wil vir jou lewe. En is beter as die vyand se wil vir jou lewe. Amen. Die skrif gaan dan aan in Matteus 16 vers 24 tot 26. Direk daarna gebeur die volgende. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie die lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Dit begin met 'n openbaring. Om te sê wie Jesus is. Waar die Here, die Vader, deur die Heilige Gees aan jou openbaar. Dan volg daar 'n uitnodiging. Om te sê ek is op pad Jerusalem toe. Ek is op pad en ek het 'n plan. En ek het 'n wil en ek wil hê jy moet saam met my kom. Maar dan is daar 'n stuk wat sê, maar weet, dat wanneer jy my volg, gaan dit jou iets kos. It's going to cost you something. Hy sê twee goed. Hy sê nommer 1, dit gaan beteken dat jy jouself moet verloon. Met ander woorde, jou wil, jou vleeslike begeertes moet sterf. As jy my wil volg, dan moet jou vleeslike begeertes sterf. Hoekom? Want Jerusalem, wat het gebeur in Jerusalem? Het Jesus gegaan die evangelie verkondig en almal het tot bekering gekom? Nee. Jy moet sterf. Jou wil moet sterf. Jou begeertes moet sterf. Kyk wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 20, nie kyk en hom opsit vir ons. En nou wanneer ek die openbaring van God ontvang het, van wie Jesus is, deur sy Heilige Gees, nou dat ek die uitnodiging gekry het om hom te volg, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar is Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Wat Paulus sê hierso is nou is dit nie meer ek, Paulus, of nou is dit nie meer ek, JP, se wil wat hier binne leef nie. Dis nie meer my begeertes wat hier binne leef nie. Dit is Jesus se wil. Dit is Jesus se begeertes. Nou daar's 'n skrif wat sê, maar hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Ja, maar gaan hy die begeertes van jou nuwe hart gee of jou ou hart gee? Die nuwe een. Dit is Jesus se wil vir jou. Hy sê vir jou, kom volg my. Maar wanneer jy my volg, moet jy besef, jy gaan sterf. Maar moenie stres nie, want dit eindig nie by die dood nie. Ek gaan jou weer opwek. Die Bybel sê, wie ook al in Christus is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Nee? Die ou een is verby, die ou een is dood, maar die nuwe het gekom. Aan die einde van die maand, volgende week, dan doop ons 'n hele paar mense. Amen. Die doopwater praat van die opstanding van die nuwe mens deur Jesus Christus. Daai besluit wat jy maak om hom te volg, beteken jy verloon jouself. Beteken ek, hierdie persoon, hierdie sondige mens, moet sterf. Maar dis nie al wat hy sê nie. Hy sê die tweede ding wat hy sê is, jy moet jou kruis opneem. Nou daai tyd het die kruis net een ding beteken. Weer eens, dood. Maar meer as dit, die kruis was 'n vernederende dood. Want wie ook al gekruisig was, julle sal onthou in Jesus se storie, hy het sy eie kruis gedra. Hy het sy kruis gedra deur die strate, waar die mense gestaan het en vir hom gelag het, waar die mense gestaan het en hom gespot het, waar die mense gestaan het en hom gehaat het. En hy moes gegaan het en hy moes sy eie kruis gedra het na die plek toe waar hulle hom sou hang. En dan sou hy gesterf het. Nie in die stad, nie buite die stad, waar mense, wie ook al in die stad wou inkom, hom kon sien.
Om jou kruis op te neem en om hom te volg beteken. Net soos wat die opinies van die wêreld oor wie Jesus is nie meer saak maak nie. Die opinies van die wêreld oor wie ek is as 'n Christen maak ook nie saak nie. Kan ek vir julle 'n newsflash gee? Miskien is dit nie vir jou 'n newsflash nie, maar party van julle sal dit seker wees. Die wêreld haat ons. Die wêreld is nie 'n fan van ons nie. Né? Die vyand hou nie van jou nie. Die wêreld hou nie van jou as 'n volgeling van Jesus nie. Daar gaan mense wees wat jou spot. Daar gaan mense wees wat jou gaan uittar. Daar gaan mense wees wat vir jou gaan lag. En dit gaan erger en erger en erger en erger word. Kyk wat gebeur in Nigerië, né? Waar hulle Christene uitmoor vir die feit dat hulle die naam van Jesus bely. Jy sien, vir ons om die kruis op te neem beteken nie dat ons fisies doodgemaak noodwendig gaan word nie. Maar vir baie Christene is dit presies wat dit beteken. En die bereidwilligheid verwag Jesus van jou ook. Om te sê, wanneer jy my volg, en die wêreld wil jou doodmaak, moet jy bereid wees om jou lewe te verloor. Hoekom? Want wie sy lewe verloor, sal dit weer terugkry. Want die lewe stop nie by die dood nie. Om Jesus te volg is nie abstrakt nie, dit het rigting. En hy openbaar daai rigting. Hy is op pad Jerusalem toe. Met ander woorde, hy is op pad na die wil van God toe. Hy is op pad na die wil van God vir jou lewe, die reddingsplan wat hy het vir hierdie wêreld, wat hy nog steeds in bewerking is. But it is busy happening. As jy kyk hoe die kerk groei, die ondergrondse kerk in China, hoe dit groei. Hoe daar mense wat in plekke waar daar nie aircons is nie, tot bekering kom, wat 5 ure stap, om in 'n klein kamertjie te sit, vir 3-4 ure, sonder stoele. Ons het baie mooi nuwe stoele gekry, dus dankie Here daarvoor. Maar waar hulle bereid is om daarso te sit, vir 5 ure lank en te luister hoe iemand vir hulle die woord van God leer, en hulle so honger en dors het vir hom, waar ek sukkel partykeer, as die kerkdiens net 'n bietjie te lank aangaan. As ons daai 1 uur merk tref, dan is dit soos, Om Jesus te volg, beteken om onsself te verloon, ons kruis op te neem, en om hom te volg. To go where he is going. So om op te som, hy kom vanoggend na jou toe, daar waar jy is. Nou praat ek met jou, ek praat nie met die persoon langs aan jou nie, of voor jou, of agter jou nie, ek praat met jou, of met julle, met jou. Hy kom staan stil by jou en hy vra vir jou die volgende. Wie is ek? Het jy al die openbaring ontvang van die Christus, die Seun van die lewende God? Het jy al daai openbaring ontvang? Hy vra vir jou vanoggend. Glo jy dit? Die tweede ding wat hy jou wil vra vanoggend is, hey, ek het 'n plan. Ek het 'n plan en ek wil hê jy moet saam met my. Ek is op pad Jerusalem toe en ek wil hê jy moet saam met my. Weet, dit gaan nie maklik wees nie. Maar ek wil hê jy moet saam met my gaan en ek wil hê jy moet my genoeg vertrou om te weet dat dit die beste plan vir jou is. Maar weet, as jy kom, dit gaan jou iets kos. Jy gaan jou eie begeertes, jou eie wil, dit moet jy op sy skuif. Sodat jy soos Paulus gesê het, sodat jy kan sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar dis nou Christus wat in my leef. En jy moet bereid wees om my te volg tot die dood toe. En as jy dit doen, ek het 'n reward vir jou. En dit is die ewige lewe. Amen. Kerk, ons is op pad Jerusalem toe. Ons is op pad Jerusalem toe. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie altyd gemaklik nie. Ons is op pad Jerusalem toe. Jesus is op pad Jerusalem toe en hy nooi jou saam.
Hy wil hê jy moet saam met hom gaan. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?